Ons lees saam uit die woord van die Here, Psalm 91. Hy wat in die beskutting van die Allerhoogste woon, sal oornag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sê vir die Here, my skuilplek, my bergskuiling, my God op wie ek vertrou. Ja, hy is die een wat jou red uit die net van die voëlvanger, van die dodelike pessiekte. Met sy vlerke sal hy jou bedek. Onder sy vleuels sal jy skuiling vind. 'n Skild en 'n skans is sy trou. Jy sal nie bang wees vir die verskrikking van die nag, vir 'n pyl wat oordag vlieg nie, vir 'n pessiekte wat in die donker rondloop, vir die epidemie wat helder oordag verwoes nie. Daar kan 1000 langs jou val en 10.000 aan jou regterkant. Naby jou sal dit nie kom nie. Jy sal maar net toekyk. Die vergelding van die goddeloses sal jy sien. Ja, U Here is my skuilplek. Die Allerhoogste het jy jou woning gemaak. Onheil sal jou nie oorval nie. En 'n plaag sal nie naby jou tent kom nie. Want hy sal sy engele oor jou opdrag gee om jou te beskerm op al jou paaie. Op die hande sal hulle jou dra, sodat jou voet nie teen 'n klip stamp nie. Op leeu's en horingslange sal jy trap. Jong leeu's en slange sal jy vertrap. Omdat hy my liefhet, sal ek hom bevry. Ek sal hom beskerm, omdat hy my naam ken. Hy sal my aanroep en ek sal hom antwoord. Ek sal by hom wees in nood. Ek sal hom red en aan hom eer gee. Met 'n lang lewe sal ek hom versadig. Ek sal hom my verlossing laat ervaar. Ons lees tot sover. So die tema daar op die skerm, God is vir ons 'n skuilplek. Ek het amper die tema gemaak in die skaduwee van die Almagtige. Want dis wat waaroor dit gaan in hierdie gedeelte eintlik. So Rit 2, 1-12, kom ek lees vir ons die woord van die Here. Naomi het aan haar man se kant 'n familielid gehad, 'n vermoënde man uit die geslag van Elimelech met die naam Boas. Rut, die Moabiet, het vir Naomi gesê, kan ek maar in die lande toe gaan en by die gerwe agter iemand wat my goedgesind sal wees, gaan are optel. Gaan maar my dogter, het Naomi al geantwoord. Sy het geloop en gaan are optel in die lande agter die snyers. En dit was toe so dat die deel van die land aan Boas uit die geslag van Elimelech behoort. Boas het juis van Bethlehem af daar aangekom. Die Here is met julle. Groet uit die snyers. Die Here seën u, antwoord hulle hom. Boas vra toe vir sy werkers wat toesig hou oor die snyers, van wie behoort hierdie jong vrou? Die werker wat toesig hou oor die snyers antwoord hom, sy is 'n jong vrou uit Moab wat saam met Naomi uit die gebied van Moab teruggekom het. Sy het gevra, kan ek maar are optel en by mekaar maak by die hoopies agter die snyers. Sy het gekom en van vanoggend af tot nou toe op haar voete. Hier het sy nog min gerus, of party vertaling, sy het net 'n kort stukkie gerus daar in die huis. Boas sê toe vir Rut, luister my dogter, jy hoef nie in 'n ander land te gaan are optel nie. Moet selfs nie eens hier vandaan weggaan nie. Bly by die vrouwerkers, kyk in watter land hulle gaan oes en volg hulle. Ek het my werkers uitdruklik beveel om jou glad nie lastig te val nie. As jy dors is, moet jy na die kruike gaan en drink van wat die werkers daar skep. Rut kniel toe, buig vooroor met haar gesig teen die grond en vra hom, waarom is jy
so goed vir my. U gee vir my om, en dit terwyl ek 'n buitelander is. Boas antwoord haar, ek's goed ingelig oor alles wat jy vir jou skoonmoeder gedoen het na die dood van jou man. Dat jy jou vader, jou moeder en jou geboorteland verlaat het, en dat jy na 'n volk gekom het wat jy nie voorheen geken het nie. Mag jy vir alles wat jy gedoen het, ruim vergoed word, deur die Here, die God van Israel, onder wie se vleuels jy kom skuil het. Kom ons bid saam. Vader, u woord wat ons nou gelees het, ons bid dat u vir ons verstand gee, hart gee, en die liggaam wat u ons gegee het, om uit te voer wat u sê, om gehoorsaam te wees aan wat u ons vandag leer. En ons vra dat u self kom werk, in Jesus naam, amen. So hierdie hoofstuk, ek het nou nie die helfte gedoen, volgende keer sal ek die ander helfte doen. So dit eintlik wat dit vir jou sê is, wat die psalms ook sê, God is die beskermer van weduwees. Hy gee om vir weduwees. En hier gebruik hy 'n man, 'n baie ryk man, om hierdie weduwees te beskerm en te help. Hy beskerm hulle amper soos waar ek groot geword het. Ek het groot geword in Louis Trichardt, daar in Limpopo provinsie, 100 km suid van die Zimbabwe grens, bietjie meer as 100 km suid. En dit kan warm raak daar, so hierdie week was nou warm, en ons was gewoond aan sulke weer, dit's gewoon gewees in Louis Trichardt en selfs warmer. Dan kan jy atletiek gaan oefen na skool, 2 uur moet jy by atletiek oefening wees, en dan oefen jy atletiek in 36 grade Celsius, en 37 grade Celsius, en 33 en so aan. Maar as jy net in die berg opgaan, want daar is die Soutpansberge, reg teen die dorp, die dorp is gebou hier teen die voet van 'n deel van die berg, die piek daar se naam is Hanglip, lyk so. Dis 'n groot klip. En as jy reg onder daai klip is, daai klip maak soveel koelte, daai was 'n massiewe rots, dat daar's 'n natuurlike reënwoud reg onder daai rots. En dis hoe dit vir die weduwee is, dat sy kan kom skuil in die skaduwee van die Almagtige. Soos Jesaja 32 praat ook daarvan, soos 'n rots, waar jy in die koelte teen hierdie groot rots sit in 'n dor land. En so beskerm die Here hulle, en hulle het dit regtig nodig, nê? Want in daai tyd het 'n weduwee maar swaar gekry. Want Ruth en Naomi kan nie uitgaan en gaan werk nie, want dis maar nou maar die mans wat werk, die vroue hou maar huis. En so hulle het dit regtig nodig, en veral in die tyd van die rigters, nê? Dis hoe Ruth 1 vers 1 begin. Dis die tyd van die rigters. Wat gebeur nou in daai tyd? Almal doen soos hy wil, soos in Suid-Afrika met die verkeersreëls op die oomblik. En so het in daai land almal gemaak wat hulle wil. Einde van Rigters sê dit vir ons. Maar ons het dit ook nodig hierdie God is vir ons 'n skuilplek. Want ons is in 'n slegte wêreld, julle. En die aanvalle van Satan en die magte van duisternis is sterk. En ons het hierdie skuilplek nodig. Want ons is in die wêreld, het Jesus gesê, maar hy het gebid dat die Vader ons van die bose bewaar. So eers sien ons, God, nommer 1, God is ons leidsman. Hy is ons gids, nê, in vers 1 tot 3 wat ons reeds gelees het. Nou vandag, jy kan maar vir die jong mense in hierdie gemeente vra. En in ander gemeentes, hulle sal vir jou sê, maar daar is nie meer ordentlike Christen ouens nie. Buite nou vir die wat jy nou kry hier en daar in 'n goeie gemeente. Daar is nie meer ordentlike Christen meisies nie. Waar gaan ons mans kry? Waar gaan ons vroue kry? Ek dink dis presies hoe mense in Rut se tyd gevoel het. Want Rut 1 vers 1 sê ons nou dis die tyd van die rigters. Dis 'n slegte tyd. Daar's verkrachting, daar's moord, daar's misdaad, daar's afgoderry, daar's allerlei slegte goed wat jy kan noem, en in hierdie woestyn van immoraliteit is daar hierdie klein oase, hierdie klein hoekie wat ons noem Rut 2 vers 1. Boas. Hier is die man en dit sê hy is vermoond. Eintlik daai Hebreëse woord vir vermoond beteken nie net hy's die Hebreë sê letterlik hy het groot rykdom. Maar dis meer as rykdom aan geld en rykdom aan eiendom en plase. Hierdie is 'n man wat ryk is aan karakter. En die rede hoekom ek dit sê is dit want dis wat die Hebreëse woord kan beteken. Hy's deugsaam, hy's kuis,
Hy's 'n man wat homself rein gehou het. Hy's eerbaar, hy's waardig. Party van julle Bybels vertaal dit ook so. Die ESV sê 'a worthy man. En dis presies hoe dit vertaal word in hoofstuk 3 vers 11 wanneer dit van Rut praat. Selfde Hebreëse woord. En dit kan nie beteken sy skatryk, sy het baie geld nie, want sy het niks. So dit praat van ryk aan karakter ook. En dis hoe ons Boas sien. Nou dit help baie, né? As jy nou so 'n eerbare man in jou familie het, en jy het 'n man in jou familie wat baie geld het ook, dit gaan help vir twee weduwees. Naomi onthou dit nie, dis die probleem. Sy het heeltemal vergeet van hierdie familielid. Jy gaan dit sien in die volgende preek. Sy het heeltemal vergeet, maar God het nie vergeet nie. En God het 'n plan hierso met Rut en Naomi, en hier is hoe die storie gaan. So Rut is baie lief vir Naomi. Julle onthou dit, né, van die vorige preke. Sy het 'n baie mooi verhouding met haar skoonma. En nou weet sy Naomi is oud. Dit dink sy my skoonma kan nie uitgaan op 'n plaas ergens en gaan koring optel of gars optel nie. Dit sal haar rug breek. So ek wil my skoonma help. En nou gaan sy sê sy vir haar skoonma, kyk, daar is 'n wet in Israel, Levitikus 19 vers 9 en 10 en dan Deuteronomium 24 van vers 19 af. Dan sê dit dat vir weduwees, vir uitlanders, vir weeskinders en vir arme mense. Hulle kan nou na 'n boer se plaas toe, jy kan na enige boer se plaas toe gaan. Daai boer, wanneer hy oes op die koringlande byvoorbeeld of die garslande, hy mag nie die 4 hoeke oes nie. Dit los jy nou vir die wat nie kos het nie. En dan as jy besig is om te oes en jy sny nou hierdie gars af, daar val per ongeluk. Jy mag nie dit optel nie. Dit los jy vir die weduwee, die weeskind, die arme en die uitlande. En kom ons sê jy het nou geoes en jy het al jou bonneltjies het jy nou bymekaar. Jy het dit nou vasgebind hierdie gerwe. En dan gaan skep jy water en dan oes jy verder, maar jy skoon vergeet, het jy 'n hele hoop koring of gars gelos. Jy mag nie teruggaan dit wat jy vergeet het nie. Dis ook vir die armes, weduwees, weeskinders en uitlanders, vreemdelinge. En so nou sê Rut vir Naomi in vers 2. Sy sê, kan ek nou maar gaan na 'n plaas toe en gaan kyk of ek ergens vir ons kos kan kry. En Naomi sê vir haar, met sekerheid my dogter, gaan maar. En dan sê vers 3, dit gebeur toe sodat sy nou op Boas se plaas land. Nou die Hebreë sê daarso, sy het per ongeluk op Boas se plaas beland, of sy het toevallig op Boas se plaas beland. Nou ons weet is nie toevallig nie. En uit 'n menslike perspektief is dit toevallig, maar daar bestaan nie so iets soos toeval by God nie. Uit God se perspektief, hierdie is deel van sy goeie plan, is deel van sy wyse plan. Kom ek gee 'n paar voorbeelde. Onthou julle die storie toe die Filistyne het beklei met Israel, toe steel hulle die ark. Nee, daai goue boks wat in die tabernakel was, in die allerheiligste. Toe steel hulle dit en toe begin die Here hulle straf en daar's 'n pes wat uitbreek onder die Filistyne en hulle gaan dood soos vlee. En dan stuur hulle die ark na 'n ander dorp toe. Sê, vat julle hom. En dan gaan daai mense doen en sê hulle, ons soek hom nie, vat hom. Warm patat. Ons wil nie hom hê nie. En dan gaan die Filistyne vrek soos vlee. En uiteindelik sê die Filistyne toe, nee, ons moet hierdie ark terugstuur. Hulle stuur toe die ark terug op 'n ossewa. En hulle het nou offers saam met dit gestuur, wat hulle nou vir die God van Israel stuur. En hulle vat nie osse om die water sleep nie, hulle vat melkkoeie en hulle vat daai melkkoeie weg van hulle kalfies af. Nou jy weet mos nou die koei gaan wil terugdraai heeltyd na die kalfie toe en die kalfie by die koei wees. So toe sê hulle hierdie, sit die ark op die ossewa, die melkkoeie moet loop, as die koeie wil terugdraai of hulle draai ergens af, dan weet ons dis net toevallig dat hierdie siektes oor ons gekom het. Maar as hulle reguit tot in Israel loop, nie links of regs draai nie, dan weet ons dit God, dis God, en toe loop hulle reguit tot in Israel. Daar is nie so iets soos toeval nie. Onthou julle die storie toe koning Agab, toe sal profesie en die profeet sê vir hom, jy gaan doodgaan in die oorlog. Toe vermom hy homself, laat niemand weet hy is die koning van Israel nie, en toe gaan hy nie dood in die oorlog nie. En toe die oorlog verby is, toe staan 'n soldaat van die vyande, toe dink hy, hierdie is my laaste pyl, kom ek skiet hom maar. En hy sit hom in sy boog, trek sy boog terug, en die engel sê, and he shot his bow at random. Hy het maar net geskiet en kyk, dalk tref ek iemand. Wie tref die pyl? Koning van Israel, en hy is dood. Daar is nie so iets soos toeval nie. Spreuke 16:33 sê vir ons,
Die lot word in die skoot gewerp. Elke beslissing is van die Here. Jy trek die loetjies, die Here besluit wie kry die langste loetjie, wie kry die kortste een. Daar is nie so iets soos geluk of toeval nie. Jy kan besluit, ek trek nou na daai dorp toe, ek gaan 'n besigheid oopmaak, ek gaan 'n jaar daar bly, ons gaan soveel wins maak. Dit sê, jy moet liewer sê, as die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. Jakobus 4:13 tot 15. So wie het vir Rut en Boas bymekaar gebring? Toevallig dat sy op Boas se plaas kom. Dis die Here. Hy het dieselfde vir my en Deedrey gedoen. So Deedrey, toe sy op hoërskool was, toe besluit sy gaan na skool au pair in Amerika. Sy het al haar planne agter mekaar. Sy het gewerk in vakansies om geld te maak, geld te spaar. Haar papierwerk is in orde. Die enigste ding wat moet gebeur is, my skoonma moet haar binnelandse sake toe vat. Want die ouer moet ook ons nou ietsie teken daar. En my skoonma voel nie lekker oor hierdie ding nie. En sy bid en sy sê, Here, asseblief laat my dogter nie Amerika toe gaan nie. En Here, asseblief laat my dogter met 'n predikant trou. Sy het regtig gebid. En uiteindelik kom Deedrey eendag en sy sê vir hom, maar ek gaan nie meer Amerika toe nie. En sy kom studeer hier in Kenton Park by die Baptiste Seminarium, teologiese opleidingsskool. Want sy het nie geweet wat gaan sy dan nou doen nie. Toe dink sy wel, kom ek vat 'n jaar en dan leer ek Bybel. Dit kan my net help. En natuurlik my pad het hiernatoe gelei. Hoekom het ek nie vroeër Nelspruit toe gegaan nie? Want Nelspruit Baptiste Kerk het gesê, hoorie, wil jy kom? En dan swat jy deur die pos jou laaste ruk van studies. Ek kan nie onthou was laaste 6 maande of laaste jaar nie. En dan sê ek nie vir Deedrey ontmoet het nie. En toe Deedrey kom vir haar onderhoud by die SEM. Toe is ek klaar met my 3de jaar eindeksamen. Toe stap ek en my vriend Janie Vosloo, ons is klaar, ons is nou met vakansie. En toe bly ons 'n dag of 2 langer. Hoekom het ons 'n dag of 2 langer gebly en nie dadelik huis toe gegaan nie? Ons kon huis toe gegaan, hè? En toe stap ek in die kantoor in die administratiewe blok en dis waar onderhoud plaasvind. Hier sit hierdie meisie, ons groet mekaar en toe ons uitstap, toe sê Janie, meet your future wife. Hy het regtig dit vir my gesê, profeet Janie Vosloo. Ja, en so is dit. Die Here het dit bymekaar gebring. Uit God se perspektief. Jy kan dalk dink, ek het met die verkeerde persoon getrou. Uit God se perspektief sit jy nie met die verkeerde lewensmaat nie. Die Here wil hê, vers 3, hy het toevallig laat Rut daar aankom. Hy het toevallig laat julle paai kruis? Nee. Luister gou na 'n paar verse in die boek Spreuke. Ek gaan hulle sommer net so een na die ander rapid fire, soos ons in Engels sê. Spreuke 16 vers 1. 'n Mens kry sy gedagtes agter mekaar, maar die antwoord van die tong kom van die Here. Vers 9. Die hart van 'n mens beplan sy pad, maar die Here bepaal sy voetstappe. Vers 33. Die lot word gewerp in die vou van die kleed of in die skoot, maar elke beslissing kom van die Here. Daar's nie lak nie. 19 vers 21. Daar is baie planne in 'n mens se hart, maar die raad van die Here, dit kom tot stand. 20 vers 24. Die Here bepaal 'n mens se tree, en 'n mens, hoe sal hy dan sy eie pad verstaan? Nog een vir jou uit die boek Jeremia hoofstuk 10 vers 23. Ek weet, Here, sê Jeremia, dat 'n mens nie oor sy lewenspad beskik nie, dat iemand nie terwyl hy loop sy eie voetstappe bepaal nie. Die Here bepaal dit. En so as dit dan so is, jy sit nie in die verkeerde huwelik nie, dan moet jy nie uitkoms soek nie. En sê wel, ek sit nou vas in die verkeerde huwelik, ek moet nou 'n plan maak om hier uit te kom. Nee, die Here verwag van jou, lewe loyaal. Soos Rut, soos Boas. Nou ek weet sonde het die huwelik opgemors. Sonde het alles opgemors. Maar het die huwelik ook opgemors. Want toe die sonde in die wêreld inkom, onmiddellik, onthou Adam en Eva was naak, hulle is getroud, is man en vrou, hulle is nie skaam vir mekaar nie, maar toe sonde inkom, bedek hulle liggame vir mekaar. Wat kyk jy? Jy soek net een ding by my. Ja.
Toe steek hulle self weg vir mekaar. En toe begin hulle mekaar blameer. Ja, as jy het my die vrug gegee. En eintlik die Here het jou vir my gegee, so seker sy skuld ook. Ja, maar ek kan nie help nie, dis die duiwel wat my heeltyd versoek. Dis die slang. En toe wil die vrou oor haar man domineer, en sy wil die broek in die huis dra. Vers 16 sê dit, Genesis 3, tweede deel. En die man sê, ek laat dit nie toe nie, ek sal hierdie huis met 'n eystervuis regeer. En van daar af het jy hierdie chaos in die huwelike, is altyd so van toe af. Maar toe kom Jesus, en Jesus bring verlossing. En hy verlos ons van sonde, en hy verlos die huwelik ook. En Jesus kom wys hoe 'n huwelik moet lyk, tussen 'n man en 'n vrou. Jesus kom wys hoe dit moet wees tussen die bruidegom en die bruid. Want hy is die bruidegom en ons wat sy kinders is die bruid. En hy sê, hier is hoe die huwelik, hier is die bloudruk. En elke een van ons in die huwelik, as elke een net kom lewe in die skaduwee van die Almagtige. As die man kom lewe in die skaduwee van die kruis van Jesus, en sy eie sonde bely, en ophou sy vrou blameer, en sê my sonde, en as die vrou kom, en sy hou op haar man blameer, en sy kom lewe in die skaduwee van die kruis, en sy bely haar eie sonde, en daar's gedurig bekering van elke een by die kruis, en ophou vingers wys na mekaar, beloof ek jou, jy sal 'n gelukkige huwelik hê. En baie Christene glo dit nie. Hulle dink dit is nie so nie, ek moet veg om te hê vir wat ek wil, om my stempel af te druk in hierdie huwelik. Solank as wat jy jou lewensmaat blameer vir jou huweliksprobleme, waar gaan jy kyk vir die oplossing? Na jou huweliksmaat. Jy moet net verander, dan sal dit beter gaan in hierdie huwelik. En hy sê, jy moet net verander, dan sal dit beter gaan in hierdie huwelik. En jy soek die oplossing by mekaar, in plaas van om die oplossing te kom soek by die kruis van Jesus, waar jy jou eie sonde bring, en gebroke kom voor hom met jou sonde. Elke een met sy eie sonde, en het voor Jesus kom neerlê. Maar wat nou gebeur is, ons blameer mekaar, en ons soek die oplossing by mekaar, en dan beklei jy heeltyd. Ek onthou een huwelik wat ek beraad het, 'n man en vrou. Heeltyd beklei, geveg met mekaar. En eendag vra ek hulle in die beradingssessie, vra vir die man, ek sê, bid jy vir jou huwelik? Nee. Bid jy vir jou vrou? Bid jy vir jouself? Nee. Vra die vrou dieselfde? Nee. Sê julle bid nie vir mekaar nie. En Jakobus sê, wat veroorsaak hierdie rusie onder julle? Wat's die oorsaak van hierdie twis? Dis nie omdat sy nie. Dis omdat elkeen wil hê wat hy wil hê. Ek wil hê wat ek wil hê, en as jy dit nie vir my gee nie, gaan daar oorlog wees in hierdie huis. En daai goed is nie noodwendig sondige goed wat ons wil hê. Dit kan wees, ek wil liefde hê van my man. Ek wil hê my vrou moet my respekteer. Dis nie 'n sondige ding nie, maar dit het 'n obsessie geraak, dit het 'n afgod geraak. Nou sê Jakobus, daar's twis, en dan sê hy, die rede hoekom ek die vraag van die man en vrou gevra het, julle het nie, want julle bid nie. Plaas jy na die Here toe kom, en daarvoor vra, maar nou beklei jy om te kry wat jy wil hê. En dan sê hy, julle bid en kry nie, want julle bid selfsugtig. Here, verander net hierdie man van my, verander net hierdie vrou, in plaas van te sê, Here, verander my hart. Verander my hart asseblief. Die Bybel sê eenvoudig, mans, jy het een opdrag, net een. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het. Vroue, jy het net een opdrag van die Here. Respekteer jou man, soos die kerk Jesus respekteer. Dis al wat hy vra. Nou sê party mense, ja, maar ek kan dit nie doen nie. As jy is in die situasie waar ek is, ek kan dit nie doen nie. Ek het 'n videoklip gekyk, julle kan dit gaan kyk op YouTube, Woudie Bakken. Baie goed, is 3 minute lank. Die ding se naam is Go Home and Love Your Wife. Nou sê hy vir die manne, go home and love your wife. En sê die, I can't do that. Kan dit nie doen nie. As jy weet, my vrou, hy sê die Bybel gee vir jou 'n opdrag om dit te doen. Dis 'n bevel. En as die Here vir jou 'n opdrag gee, sal hy jou die genade gee om dit uit te voer as jy hom vertrou. Sê die ou, nee, ek kan nie dit gaan doen nie. Die vrou van my, sy tree nie eens op soos my vrou nie. Hy sê, wel die Bybel sê, jy moet haar lief hê, soos Jesus jou lief gehad het, want sy is jou suster in Christus. Ja, maar sy tree nie eens op soos 'n gelowige nie. Hy sê, wel die Bybel sê, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ja, maar sy is nie eens my naaste nie, sy het uitgetrek. So ons bly nie eens by mekaar mee nie. Ja, die Bybel sê, jy moet jou vyande lief hê.
Jy het geen verskoning nie. Dan sê jy, ja, maar jy weet hierdie liefde ding waarvan jy praat, I'm not the emotional type. En dan sê hy, you're not the emotional type. Wat van op die golfbaan laasweek, die het daai bal slaan en jy shank hom. Jy slaan hom daar in die bome in. Het jy geen emosie gehad? Wel, dit gebeur soms in golf. Of, jy sê jy is nie emosionele ou nie, wat van toe jou gunsteling sportspan verloor het laas naweek? Toe het jy net gesê, wel, jy het nie eers opgewonde geraak toe hulle verloor nie. Of jy kom by die werk en al jou meubels staan buite op die sypaadjie, dat het uit die kantoor uitgeskuif en daar's 'n pink slip, jy's gefire. Nou, partymal het jy werk, partymal het jy nie, dis maar die lewe, nie het emosioneel geraak. Wat jy eintlik sê is, ek gee meer om vir my golf, my sportspan en my werk as vir my vrou. Laat ons nie dit hê nie. Ons doen wat die Here vra. Wees lief vir jou vrou, respekteer jou man. Nommer 2, so dit is eerstens dan God ons leidsman. Nommer 2, God ons voorsiener. En dit is in vers 4 tot 11. Nou my skoonsister het laas naweek vir my gesê, sy het eintlik vir my skoonma gesê, sy voel so gefrustreerd, wanneer jy by plekke kom en elke besigheid waar jy kom, voel dat iemand wil jou indoen. En hulle skelm, en hulle lieg en bedrieg links en regs. Jy kan gaan parte koop vir jou kar, of jy kan wat gaan doen, dit voel of iemand jou wil indoen. Ons het dit onlangs gehad met Nicole. Nicole het nuwe band, sy het deur 'n slaggat gery, en nou ja, lang storie kort, sy moes die band vervang, en toe sy na die een plek toe gaan om die band te vervang, sy, nee, hierdie rim is gebuig, of nee, die ander plek het gesê rim is gebuig, wat toe nie so was nie. Die ou sê toe, hy sê nee, ek kan nie 'n band vir jou opsit nie. Hy sê die skokbreker, hy's klaar, en hy lek nou, die olie, ek weet nou, ek kyk nou weer vir Koos, want ek sê hierdie goed oor karre verkeerd, hy sal my reghelp, maar die olie lek, en hy sê nee, kyk hierso, of nee, hy sê nie eers kyk nie, hy sê net die olie lek en die skokbreker is moeg, gaan koop 'n skokbreker, ek sal dit insit vir jou vir R4,000. Hy het gelieg man, ek het die kar, ek het vermoed, want sy was alleen soontoe, ek dog, hy sien nou, hier's 'n kans vir hom, hier's 'n jong meisie wat niks weet van karre nie, haar pa weet 'n bietjie meer, hy weet ook nie baie nie, maar ek weet daarom ouens is skelm. Ons leef in 'n gevalle wêreld. Ek vat die kar na 'n ander plek toe. Ek sê, hoorie, hulle sê nie, hierdie skokbreker is moeg, ons kan nie met eers skokbreker en dan die band, anders is daar probleme. Die ou sit hom op die lift daarso, of die pit, hy stap onderin, hy kyk hierso met sy flits, hy sê, nee man, hierdie skokbreker is perfek, daar's niks geskeur en niks lek nie. Daai ou lieg vir jou. Ja, en is dit wat Psalm 12 sê, almal lieg en bedrieg, almal lieg, jy kan niemand glo nie, daar's nie eens meer godvreesende mense in die land oor nie. En hulle beroof veral die kwesbares, the vulnerable. Vra maar vir Rolf. Rolf wat by die bedrogafdeling werk. Rolf het al mense in ons gemeente gehelp. En hulle gee nie om of jy 'n weduwee is nie. Dis omdat jy 'n weduwee is dat hulle jou sal indoen. Want hulle weet, jy ken dalk nie die tegnologie nie, jy's oud, en dan hulle sal jou bankrekening leegmaak, hulle gee nie om nie. En dis hoe dit is in die tyd van die rigters. Hulle gee nie om, almal, by hoek of by kroek, almal lieg en bedrieg. En tog weer het ons hierdie klein hoekie, hierdie oase, met hierdie sakeman, met hierdie boer, en hy gee om vir sy werkers. En in vers 4 kom hy op die plaas, en hy sê, die Here wees met julle. En hulle groet hom, die Here seën jou, so lekker om vir jou te werk, Boas. Jy's 'n goeie boer, jy gee om vir jou mense. En dan in vers 8 sê hy nog vir Rut, jy hoef nie ander plase toe te gaan nie. Jy kan net op hierdie plaas bly, ek sal alles voorsien wat jy nodig het. So Boas onderdruk nie die mense onder hom nie, hy onderdruk nie die swakkes en die kwesbares nie, hy seën hulle. Hy seën hulle, hy help hulle. En jy kan net dink as dit so is by die werk nie, hier kom die boer op sy plaas, God is 'n prioriteit vir hom, want hy sê die Here wees met julle. Die Here is vir hom sentraal, in sy werk ook, en jy kan net dink, as jy by die werk kom, die geur, die soet geur wat dit afgee, hierdie atmosfeer by die werk van mense wat die Here wil eer en wat die Here dien. Hoe dink jy sal Suid-Afrika lyk, as elke Christen so optree by die werk? As elke Christen so is, jy wil ander seën, jy soek ander se beswil, soos Titus 2, jy steel nie klein goedjies by die werk en vat dit huis toe nie. Nee, jy's eerlik. Titus 2 vers 9 en 10 sê, jy laat die evangelie sommer mooi lyk deur die manier hoe jy werk doen. Jou werk is stiptelik, is op tyd, gebeur dinge, dis netjies, jy doen 'n deeglike taak, nie 'n halwe taak en die goed's eintlik nie klaar nie en jy stel uit, nee man. Respek vir jou baas. Hier's 'n manie in Boksburg.
Hy's die eienaar van 'n baie groot maatskappy in Pomona, van 'n lugvragmaatskappy, Argus Freight. En hy's 'n Christen. Ek het 'n Bybelstudie, ek het meer as een Bybelstudie al by sy huis bygewoon. Hy's 'n baie toegewyde Christen man. En hy hanteer sy werkers so. Dat een van sy werkers na hom gekom het. Hy hou Bybelstudie met sy werkers in die oggend voor hulle begin en toe deel hierdie vrou haar probleme en hy kon haar uit die woord uithelp. En hy's gaaf met sy werkers. Nou Boas is so. Hy het 'n mooi verhouding. Hy ken elkeen van sy werkers. Hoe weet ek dit? Hoe weet ek hy ken sy werkers? Want toe Rut daar is, toe weet hy. Sy's nie op my plaas nie. Onmiddellik sê hy, wie's daai vrou? Sy is nie op hierdie plaas nie. En toe sê die voorman in vers 6, sê nee, dis daai Moabitiese vrou. Sy het mos saam met Naomi teruggekom van Moab af. En sy is nederig, want hy sê, sy het mooi kom vra. Sy het nie geëis nie, I demand. Nee, sy het mooi kom vra. En gesê, kan ek maar hierso optel gars op die plaas. Baie nederige vrou, en sy het hard gewerk, nee. Sy het nie kom staan en sê, I want. Hard gewerk, van vroegoggend af, heeldag aan daai son. Hy sê, sy het tot nou toe gewerk, sy het nog net 'n kort breekie gevat. Rut is so anders, as die gemiddeld wat jy kry, nee. Mense wat demand, en mense wat eis, en mense wat bedel. Nee man, hoe meer kinders ek het, hoe meer geld gee die regering vir my. Nee, niks van daai stories nie. En Boas wil hierdie vrou help. En hy sê vir haar in vers 8, luister, dit is die tyd van die rigters, dit is gevaarlik, so bly liewer op my plaas, ek sal alles gee wat jy nodig het, en jy hoef eers te gaan water skep, want dan gaan dit tyd mors, nee. En dan sê kan ons nou meer gars optel. Nee, die manne gaan water skep, jy kan net gaan water drink as jy dors is, want ek weet is 'n warm dag vandag. En so help hy haar, en hy voorsien vir haar. Nou wat die vroue gedoen het, is as jy nou stap, die manne stap vooruit, en met hulle sekels, ek het probeer kyk op die internet, kan iemand my help? Jy kry so plaasimplement, jy hou hom so vas, en hy het so lang lem, so, en dan sny jy die, wat noem hulle daai ding? Ok, is dit maar net 'n groter tipe sekel? 'n sledge? Sens. Eerste keer in my lewe wat ek daarvan hoor, dankie. So hulle daai tipe goed gehad, of hulle het 'n gewone sekel in die hand gehad, wat hulle nou afsny, die manne loop, hulle oes, en dan kom die vroue agterna, en hulle maak die bindeltjies vas, die koringare vas, in sulke bondeltjies, en dan natuurlik die weduwees en die armes sal optel, en dit wat geval het, sal hulle dan optel, en dis nou wat Rut doen in hierdie teks. En dan kom Rut, en sy, toe Boas nou vir haar sê, jy kan so op my plaas werk, sy eis nie, sy sê nie, ja, die wet sê ek mag, is my reg, die armes en die weduwees en die uitlanders mag optel. Nee. Vers 10 sê, sy het op die grond gebuig met haar gesig teen die grond. Sy is so nederig, sy is so dankbaar, sy is so respekvol, en sê, dankie meneer. Dankie dat ek hier kan optel, en ietsie vir my skoonma en my vat. En Boas is so in verwondering. Hy is in die tyd van die rigters, daar is nie sulke vroue nie. Dis nie so sommer net cheaper by the dozen nie. Hier's min sulke vroue. En hy sien nie die vrou se mooi karakter, haar nederigheid, sy's deegsaam, sy's lojaal teenoor haar skoonma, sy's lojaal aan die Here want sy het haar land verlaat, sy wil die Here dien, sy wil na hierdie land toe kom, deel word van, haar man is dood. Nou, wie het sy hier? Sy het nie hier mense nie. Enigste wat sy het is Naomi. Daar het sy nog familie gehad in haar eie land, maar sy het dit alles gelos, want sy sal die God van Israel dien. Sy het dit gesien in die einde van hoofstuk 1, of hoofstuk 1 vers 16 en 17 ten minste. En so hy so in sy skik met hierdie, hy sê nogal vir haar, hoorie, ek het al klaar van jou gehoor, jou reputasie gaan jou vooruit, vers 11. Ek het gehoor wat jy als van Naomi gedoen het. Die volle storie is my vertel, hoe jy die Here kom soek en in hierdie land wil wees. En dis wat julle moet soek. Ek wil julle jong mense aanmoedig, die jong manne en dames hierso. Ek wil vir jou sê, dis wat jy moet soek in 'n lewensmaat. Hoe sy lyk en hoe hy lyk, dis nie eerste prys nie. Dis nie die belangrikste of daai Afrikaanse, mooi Afrikaanse woord charme. Spreuke 31 vers 30, die ESV sê, charm is deceptive, beauty is vain, but a woman who fears the Lord should be praised.
So soek daai, dis wat hy sien hier. Hy sien karakter in hierdie vrou. Soek karakter. Kyk bietjie uit, hoe hanteer sy die mense naaste aan haar? Want dis wat hy met Rut gesien het. Hoe hanteer sy die een naaste aan haar, Naomi? Hoe behandel sy hulle? Wat is haar verhouding met die Here of sy verhouding met die Here? Ek wil vir jou sê, as daai meisie in wie jy belangstel, as sy nou haar ouers teëgaan, as sy nou geen respek vir haar ouers wys nie, wat laat jou dink sy gaan jou respekteer? Sy gaan nie. So kyk hoe behandel sy haar gesag wat oor haar aangestel is. Of daai ou, as hy nou kerk mis, en hy sê, nee maar as ons trou, hy gaan nie kom as jy trou nie. As hy nou nie loyaal en toegewy is nie. As hy nou pornografie kyk, dit is nie op jou wat hy verlief is nie, hy is verlief op jou lyf, hy is verlief op sy liste, dis wat hy wil bevredig. Dit gaan nie verander na jy getroud is nie. So jy moet daai goed nou uitkyk. Jy moet bid, jy moet soek, jy moet wees. So is nie net wat soek ek in 'n lewensmaat nie, wat moet jy wees, wat wil die Here hê jy moet wees? So bid daaroor, dat jy hierdie tipe maat kan wees of soek soos vers 1. Boas is 'n man, 'n waardige man, 'n eerbare man. Of in vers 4, hoe tree hy op by die werk met sy werkers met die onder hom? Onderdruk hulle en vloeke en skelle hulle? Nee. Die Here wees met julle. Kyk vir daai goed. Of in vers 10 en 11, hoe jy sien hoe nederig Rut is, hoe dankbaar sy is, hoe respekvol sy is. En dan in vers 7 sien jy weer aan nederigheid, maar veral wat jy voor wil kyk is vers 12. Rut, jy het kom skuil onder die vleuels van die God van Israel. Waar is daai meisie se verhouding met die Here, haar toewyding? Waar is daai jongman se toewyding aan die Here? Dis waarvoor jy wil uitkyk. Laastens, nommer 3, God ons beskermer. So nommer 1 was God ons leidsman, nommer 2 God ons voorsiener en nou 3 God ons beskermer. So die kinders, ek het nou vir julle 'n kinderstorie vertel van die kuikentjies en die hoender, nê? Nee. So daai kuikentjies, hoekom hardloop hulle na die mamma toe? Hoekom hardloop hulle onder die hoenderhen se vlerkies en dan maak sy hulle toe? Hulle wil beskerm wees. Beskerm teen koue, miskien 'n valk wat hulle wil vang of 'n rot of 'n kat en dan kruip hulle onder die mamma se vlerke. Maar as hulle een kant loop en hulle loop maar net daar rond, ver weg van die hoenderhen af, hulle is in gevaar. Hulle is 'n teiken. En dis wat sonde met ons doen, selfs as Christene. As jy besig is met sonde in jou lewe, jy's 'n teiken, jy's in die ooptes, jy's weg van die hoenderhen af. Jy's weg van die beskerming van die Here af. Die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, hy gaan vir jou vat. En as hy vat, speel hy nie. Hy sal vir jou so 'n rol, jy sal dit jou lewe lank nie vergeet nie. En daar's iets erger as die duiwel vir wie jy 'n teiken is, en dit is vir God. Want as jy besig is met sonde, jy's daar in die ooptes van sonde besig, God se toorn is op jou. God se toorn sal op jou rus en op jou kom. Nou ek weet daar's mense wat nie bang is daarvoor nie. As party mense hulle vrees dit nie, hulle dink ag, dis maar 'n ou fabel en hulle hou maar net aan met hulle sonde. Amper soos in die 10 plaae in Egipte. Toe een van die plaae, toe sê Moses vir Farao, sê vir al jou slawe en al jou plaaswerkers, hulle moet al daai beeste en donkies en kamele en skape en bokke moet hulle binne toe vat, want hier kom 'n haalstorm. En enige iemand wat in die ooptes is, jy gaan doodgeslaan word deur die weerlig of deur die haal. En die wat God gevrees het, het geluister, alles binne die skure en in die huise en oral gaan. En die wat nie gevrees het nie, hulle het gedink, ag, is sommer stories. Nie een van hulle het oorleef nie, elkeen is doodgeslaan. En moenie so speel met sonde nie. Of as mense natuurlik, hulle dink ek sal my later bekeer, ek het nog tyd, gou voor ek doodgaan, maar hulle vergeet. Daai oordeel gaan so kom soos 'n dief in die nag. Jy het dit glad nie verwag nie. Dit gaan jou so oorrompel terwyl almal sê vrede, veiligheid, ewe skielik sal daai oordeel van God tref. Uit die bloute en jy sal nie weet wat om te doen nie. Jy sal rondskarrel, maar dit sal te laat wees. En dan sal mense wat veilig voel want hulle is in die kerk. Hulle dink nee man, ek's in die kerk, elke Sondag daarom hier of daarom redelik gereeld. So ek's veilig en Amos 6 vers 1 sê wee daai mense wat dink ons is veilig in Jerusalem. Niks kan met ons gebeur nie. Woe to those who are complacent in Zion.
Jy sit net terug en dink alles is reg, of mense wat dink, maar ek het daarom iewers 'n belydenis, ek het my hart vir die Here gegee op daai sonnaarskoolkamp of 'n jeugkamp, maar hulle lewe nie nou so nie, hulle is besig met sonde. En hulle gaan daai dag vir Jesus sê, Here, Here, en hy gaan sê, ek het jou nooit geken nie. Ek het jou nooit geken nie. Of mense wat dink, maar ek's daarom gedoop, dit tel iets sekerlik, en dit gaan 'n ronde 0 tel op die dag van afrekening, 'n ronde 0. Net so Simon die towenaar, hy is ook ons gedoop. En Petrus sê vir hom, jy en jou silwer sal hel toe gaan. Jy is aan die bande van sonde. So ek wil jou aanmoedig vir oggend, ek wil jou uitnooi vir oggend, vlug na vers 12 toe. Vlug na vers 12, Rut, jy het gekom en skuiling gevind onder die vlerke, onder die vleuels van die God van Israel. Kom kruip weg, kykentjie, kom hardloop, weg van die sonde, weg van die gevaar, kom kruip weg in Christus. Soos wat Rut gedoen het. God is vir ons 'n skuilplek. God is our strength and refuge. Kom vernag in die skaduwee van die Almagtige. Het ons in Psalm 91 gelees. Die naam van die Here is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop daarin word beskut. Jerusalem, Jerusalem. Hoe dikwels wou ek jou bymekaar maak soos 'n hen haar kykens. Kom, kykens, kom sondaar, kom na Jesus. En kom skuil in hom. Jesus is die een wat ons red van die toekomstige wraak, van die toekomstige oordeel, van die toekomstige toorn en krag van God. Rock of ages, cleft for me, let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side which flowed be of sin the double cure, save from wrath and make me pure. Nou huiwer jy dalk, jy huiwer miskien uit vrees, en jy sê, maar wat as ek soos Rut is? Rut het alles verloor. Sy het haar tuisland verloor, haar familie verloor, sy het haar man verloor, sy het haar rykdom verloor, sy het niks. Wat het Rut gekry? Die wins is soveel groter as die verlies. Jy is dalk bang as jy nou die Here regtig ernstig volg, of hierdie sonde los, jy gaan jou ou verloor, jy gaan jou meisie verloor. Jy is dalk bang jy gaan jou werk verloor, of jou reputasie verloor, of jou vriende verloor, of jou status verloor, of jou geld verloor, of plesier verloor, of ietsie verloor. Die wins is groter as die verlies. Baie groter. Jy verkoop al jou besittings om daai stukkie plot te koop. Weet jy wat's op daai plot begrawe? 'n Skatkis met allerlei diamante en ander edelstene en goud. Jy gaan baie meer kry as wat jy gaan verloor. So moenie dink as soos ons in Engels sê 'n raw deal nie. Dit is nie. Ek sal al hierdie dinge as rubbish beskou, as gemors, as drek. Alles waarop ek nou staat maak en wat ek dink vir my sekuriteit bied, moenie daarop staat maak nie. Beskou dit as drek om Jesus te kry. Jesus as wins te verkry. Dis hoekom David Livingstone gesê het, daai sendeling van Skotland. Almal sê, jy het so opgeoffer om na Suid-Afrika toe te gaan in die 1800s. En in Rhodesia, dit was nou nog nie Rhodesia, ek dink dit was nog nie, dit was al Rhodesia gewees, dink ek. En jy het Angola en Malawi toe gegaan. Dis hoekom ons mos nou Livingstone het en Blantyre en Victoria Falls, David Livingstone. Hy het daai invloed gehad. En almal sê jy het so opgeoffer en jy is deur 'n leeu aangeval en jy het gevare van inboorlinge wat jou wou doodmaak en jy het malaria gekry en wat alles. En wat het David Livingstone gesê toe almal sê jy het so opgeoffer, toe sê hy, I never made a sacrifice. Dis geen opoffering vir die wins wat ek verkry in Christus. En dit kan elke gelowige vir jou sê in hierdie gebou. En Rut sou dit vir jou kon sê, ek het niks opgeoffer nie, Boas. Want vers 12 sê in die begin, mag die Here jou beloon. Ek en Deidre het 'n vroukie beraad, net so 1 of 2 keer met haar gesels. Toe vertel sy ons hoe sy losbandig gelewe het saam met haar verloofde. Of hulle, ek weet nie of hulle al verloof was nie, maar losbandig gelewe. En sy sê, toe loop daai verhouding lelik skeef. En toe breek dit op met diep hartseer en baie trane. Maar sy sê, is geen verlies nie. Want toe het sy die Here leer ken, toe het sy tot bekering gekom. Sy het alles as wins verkry in Christus. So doen die Here vir sy kinders. Hoe sê Psalm 2 vers 12, heel laaste reeltjie, geseënd
is elkeen wat by die Here skuil. Vader, wil U hierdie nou kom vasmaak in die harte van U kinders vanoggend. En Josua het gebid, daar moet nie net trane wees en gesig oor sonde nie. Daar moet bekering wees. En ons bid vir 'n bekering wat net U kan bewerk in die hart. So ons het beter probeer van vandag af, oor môre is ons terug waar ons was. Here, kom deur die kruis van U Seun Jesus Christus en kom reinig ons harte, vernuwe ons lewens, verander ons en gee dat ons daar kan skuil in die skadu van die kruis waar ons veilig sal wees. Amen.